Shabbat Shalom, goeiemôre mense, my naam is Frik Weideman en jy is ingeskakel by Menorah Tabernakel se Shabbat uitsending. Mense, vandag is die 7de dag. Vandag is Shabbat. Ek wil nie vandag vir jou preek nie. Ek wil vandag met jou praat. Ek dink ek en jy het al genoeg preke gehoor in ons lewens. Hoeveel preke het jy al gehoor? 1000, 2000, 3000? Het jy al verander nadat jy al die preke geluister het? So wat se verskil gaan hierdie preek in jou lewe maak vandag? Gaan jy net weer dieselfde bly of gaan jy verander? Hoeveel preke hoor ons Hemelse Vader nie op 'n weeklikse basis nie? As ek net vat in Suid-Afrika, plus minus 30,000 preke per week. Ek dink hy is moeg gepreek. So vandag, op hierdie pragtige Shabbat, wil ek nie vir jou preek nie. Ek wil vandag met jou praat. Mense, ek wil my hart op die tafel kom sit. Ek wil transparant en ek wil ongefilterd met jou praat. Ek wil jou vandag vertel. Waarmee is die vyand besig, die anti-kris? Wat beplan hy vir my en vir jou? Ek wil vandag met jou praat, wat is die agenda van die anti-kris? Sodat ek en jy kan kennis neem. Mense, ek wil nie hierdie goed vir myself hou nie. Ek wil dit met jou deel. Anders is die bloed op my hande. Ek wil dit vandag met jou deel, sodat jy tot die besef kan kom. Ons leef in die laaste dae. Ek moet my lewe begin verander. Ek moet my lewe in lyn kry met die woord en in lyn kry met ons Hemelse Vader se karakter. Speeltyd is verby. Daarom wil ek nie vir jou preek nie. Ek wil met jou praat. Ek wil naby jou sit vandag. Mense, ek wil jou in die oë kyk. Weet jy, mense, elke keer wanneer ek die woord lees, dan besef ek Bybelprofesie kom daagliks in vervulling. So wanneer jy die woord lees, veral in die hand van Bybelprofesie, moet jy weet, ek en jy leef in die laaste dae. En nou wil ek met jou praat, sodat wanneer die beplanning van die anti-kris en die agenda van die anti-kris in jou voordeur kom klop, dat jy hom sal identifiseer. En wanneer jy hom identifiseer, dat jy hom sal elimineer in die naam van Meester Yeshua. Hoe elimineer ek hom? Hoe stop ek hom? Deur te verander. Deur te transformeer ooreenkomstig die woord en die karakter van Jahwe die Almagtige. Anders bly ons soos wat ons is. Dan gaan ook selfs hierdie boodskap jou lewe nie skud nie. Dis hoekom ek met jou wil praat. So mense, voor ek begin, hierdie boodskap wat ek nou met jou gaan deel, hierdie gesprek, ek wil kwalifiseer vandag. Ek is nie hier om enige denominasie, enige prediker, enige persoon, enigstens te benadeel, of te krenk, of wat aard ook al nie. Ek is hier om uit te wys, wat is die plan van die anti-kris, en wat is die agenda van die anti-kris. En ek gaan seker goed vir jou uithaal. En dan wil ek jy moet self gaan huiswerk doen. Dan wil ek jy moet self gaan kyk, waarmee is hy besig in my en in jou lewe, want ons leef in die laaste dae. En dan wil ek verder kwalifiseer. By Menorah Tabernakel, mense, het ons die woord. Hierdie woord wat ek in my hand het. Van Genesis tot die boek van Openbaring. Hierdie hele woord is vir my en vir jou ingegee. Hier is nie 'n gedeelte in hierdie woord wat ek kan sê, o nee, daai is nie van toepassing op my lewe nie. Daai is van toepassing op die Israeliete, of op die Jode. Ok, nou gaan baie mense sê, Frik, dis nie die Jode nie. Mense, ek praat vandag met jou, my hart ongefilterd. Goed, die Judeërs of die Hebreërs, wat ook al jy dit wil noem. Nee, hierdie woord is net vir hulle geskryf, dis nie van toepassing op my lewe nie. Goed, as dit nie van toepassing is op jou lewe nie, vat hierdie bladsy, skeer hom uit. Skeer hom uit en gooi hom in die asblik. Hierdie hele woord, van Genesis tot die boek Openbaring, is van toepassing op my en op jou lewe, en 'n realiteit vandag, in 2026. Dit maak my moeg, wanneer ek boodskappe hoor, wanneer mense vir my sê, o nee, daai is nie van ons van toepassing nie. Skeer hom uit. Asseblief, as jy een bladsy uitskeer, gooi die hele Bybel weg. Dis eintlik hoe ernstig is ek oor hierdie saak. Want die hele woord, kom ek kwalifiseer vir jou. 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur Elohim ingegee. Hoor mooi, en is nuttig tot lering, tot teregwysing, tot weerlegging en onderwysing in geregtigheid. So mense, wat beteken geregtigheid? Dit beteken gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan wat?
gehoorsaamheid aan die woord. Watter woord? Die Torah. Met ander woorde, Vader se weë, sy instruksies, sy gebooie, sy insettinge, sy verordeninge en sy afsprake wat bekend staan in Hebreëus as Moedim. Hierdie hele woord is tot geregtigheid. Ongeregtigheid lei tot wetteloosheid en dan verkoel die liefde. En dis wat die woord my leer in die boek van Matteus. So ek sê weer en ek kwalifiseer vandag. Ek gaan nie vir jou preek nie, ek wil met jou praat. En ek wil dit duidelik aan jou stel. Ek is nie hier vandag om enige predikant, enige pastoor, enige persoon wat die woord verkondig, van watter aard ook al, enigstens te benadeel of te diskrediteer nie. Ek sal dit in my lewe nooit doen nie. Ouens doen dit met my, maar ek gaan dit nie doen nie. Ek sê vandag vir jou, ek sal dit nie doen nie, want ek weet nie, die aanstelling wat daai man of daai vrou geniet in terme van die woordverkondiging. Ek ken nie hulle pad wat hulle loop nie. Ek weet nie wat is die plan wat ons Hemelse Vader met daardie man of daardie vrou het nie. So ek is nie hier om enige persoon aan die grond in te trap met betrekking tot hierdie boodskap wat ek vandag met jou wil deel. Ek gaan hierdie boodskap vir jou bring. Jy kan dit opneem in watter gesindheid jy dit wil opneem en jy kan dit deel maak van jou lewe of jy kan sê ek is jammer, ek verwerp dit. Watter kant toe jy dit ook al wil doen, ek gaan hierdie boodskap vandag vir jou gee. As ek dit nie doen nie, is die bloed op my hande. As ek dit vandag vir jou gee, dan is dit jou verantwoordelikheid om met hierdie woord te deel en met hierdie woord te maak soos wat jy dink, dit is goed. Ek is van mening dat Abba hierdie woord in my hart kom plaas om dit vandag met jou te deel. Mense, julle ken my, ek draai nie doekies om nie. Ek praat met jou reguit, nie wat jy wil hoor nie, maar dit wat jy moet hoor. En as jy vir my kwaad word en jy wil my blok of jy wil my verwerp, dan is dit oukei. Dan is dit oukei. Ek gaan nie dans na mense se pype nie. Ek gaan nie gemanipuleer word deur enige persoon nie. Ek gaan hierdie goed verkondig soos wat dit hier staan. En as jy vir my kwaad word, asseblief, wees my genadig. Ons sal môre weer gesels. So mense, ek hoop jy hoor my hart voor ek begin, dat jy kan verstaan dat wie ek is en van watter kant af ek kom, want hierdie boodskap is 'n ernstige boodskap. Daarom wil ek nie vir jou preek nie. Daarom wil ek naby jou sit. En ek wil met jou praat. En ek wil jy met jou hart oopmaak. Ek wil jy met jou geesmens oopmaak. En ek wil jy met sy Ruach HaKodesh, die gees van waarheid, nie die valse heilige gees nie, die gees van waarheid, nie die Kundalini nie, die waarheidsgees, dat die waarheid my en jou vandag sal kom vrymaak. Dis my gebed. Kom ek en jy bid saam. Hemelse Vader, Abba, U is skepper God van hemel en aarde, God almagtig. Ons kom buig in aanbidding voor U aangesig. En dankie dat U woord verklaar, dat ons, oor wie U naam uitgeroep is, wanneer ons verootmoedig voor U, en Abba, ons doen dit nou, en ek verklaar vandag 'n gees van nederigheid, afhanklikheid teenoor U. As ons dan U naam wat oor ons lewens uitgeroep is, terugkeer van ons verkeerde weë, stop met ons afgoderry, stop met wetteloosheid, stop met ongeregtigheid, en terugkeer na U, en weer tot U bid. En wanneer ons U naam aanroep en uitroep, en wanneer ons terugkeer na U toe, en die afgoderry los, dan sal U luister na die gebed van U knegt. Dan sal U oop wees, oor hulle wat 'n student-volger is van U koninkryk. En dan sal U ons land genees. En my gebed vanoggend is, Abba, dat elke persoon wat vandag ingeskakel is, dat hierdie woord werklik waar, nie net nog gepreek sal wees nie, maar dat hierdie woord werklik waar transformasiekrag sal openbaar, en dat mense sal verander ooreenkomstig U plan, U volmaakte wil en U karakter. Maar dit is my gebed vandag vir elke persoon wat ingeskakel is, en ek eer U daarvoor. In die wonderbare naam van Meester Yeshua, en my gees roep uit, Halleluja, prys sy wonderlike naam. Mense, ek wil net vinnig weer eens my tema met jou behandel. Hierdie boodskap gaan in 2 gedeeltes wees. Ek wil met jou praat vandag oor die beplanning van die Antichrist en die agendas wat hy in my en jou lewe het. Wanneer ek met jou praat oor die Antichrist, wat gaan deur jou gedagtes? Waaraan dink jy? As ek sê Antichrist,
Wat spoel deur jou gedagtes? Kom ek help jou gou. Nommer 1, die anti-kris is 'n wêreldleier. Dit is wat die media ons leer, dit is wat televisie ons leer, dit is wat boeke jou leer, as jy gaan kyk op YouTube, as jy gaan kyk op sosiale media. En dan verder, hy het die mag en die gesag en almal buig voor hom, met ander woorde, hy is 'n wêreldleier. En dan verder, die anti-kris maak oorlog teen die gelowiges. Jy kan dit gaan lees in die boek van Openbaring hoofstuk 12, jy kan dit gelees in die hand van Matteus hoofstuk 24, wat gebeur met die gelowiges, waar teen die anti-kris oorlog maak, en dan die volgende punt is, hy praat teen die woord. Met ander woorde, hy praat teen die woord, presies wat hy gedoen het met Adam en Eva in die tuin, toe die duiwel kom en hy sê vir Eva, hy sê, jy sal gewis nie sterwe nie man, jy sal nie sterwe nie, eet, nou daai eet, is nie 'n appel gewees nie, daai eet was, dit waaroor ek vandag met jou praat. So die beplanning wat daar was in die tuin van Eden, en die beplanning wat daar nou is vir 2026, is presies dieselfde. Die duiwel het nie van taktiek verander nie. Ons dink hy het, maar hy het nie. Die anti-kris praat teen die woord. Met ander woorde, hy kom in rebellie teen die woord. Hy is ongehoorsaam. En hy is vol van homself. Hy is 'n narcissus, want alles gaan oor hom en hy wil aanbid word op sy perspektief. Ons hemelse Vader, Jahwe die Almagtige, hy is in Engels 'n gentleman. Hy laat jou toe. Hy praat met jou deur sy woord. Hy forceer jou nie. Hy maak nie jou lewe miserabel nie. Inteendeel, sy woord sê, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Wat doen die anti-kris nog? Hy verlei gelowiges met 'n ander evangelie. Hy mislei gelowiges met 'n ander verlosser, met 'n ander saligmaker. En die anti-kris doen homself voor as Elohim. So as jy 'n pen of 'n potlood en 'n papier het, skryf gou die volgende vraag neer. Nommer 1. Alles wat ek nou gesê het, is waar. Daar's nog baie meer om te sê, maar terwille van tyd het ek net hierdie paar genoem. Maar daar's nog baie meer. So alles is waar, is ek reg? Yes. Maar wat beplan hy? Wat beplan die anti-kris? Wat is sy taktiek? Wat wil hy bereik? En wat is sy langtermynbeplanning? Kom ek gee vir jou sy langtermynbeplanning. En hoekom hy optree soos wat hy nou optree in 2025, 26, 27, 28. Mense, ek wil vandag vir jou sê, ons staan op die vooraand van geweldige uitdagings in 2026, 27. Jy moet dit vandag weet. Ek is nie 'n doemprofeet nie, maar ons ken die tekens van die tye. Dinge gaan moeiliker raak, die uitdagings gaan groter raak, aanvalle gaan veller raak, jy moet dit vandag weet. Hoekom ek dit sê, kom ek staaf dit, in die boek van Openbaring 12, vers 12. Hy sê, daarom wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon, aan die woorde die hemelwesens, nee, wee ook die bewoners van die aarde, en die see, want die duiwel het na julle toe neergedaal met groot woede, omdat hy weet, dat hy min tyd het. Nou vra ek vandag die vraag, op hierdie pragtige Shabbat, waarin word sy woede geopenbaar? Wat doen hy? Dit word geopenbaar deur aanvalle, deur verleiding, hy maak jou lewe miserabel, hy kyk na wat se ongoddelike altaar is daar in jou lewe, hy identifiseer die tydslyn gebeure of die trauma hekke in jou lewe, hy gebruik dit teen jou en hy try teen jou om jou lewe miserabel te maak, sodat jy kan leef in selfveroordeling en selfhaat en vrees en verwerping en skuldgevoel. Dis wat hy wil doen. Met ander woorde, hy word geopenbaar in daai misleiding waarin ons lewe, en hy byt dit uit. Hy gebruik situasies wat vir jou teleurstellend was in jou lewe, met ander woorde trauma hekke, en hy gebruik dit teen jou, en hy stry daarmee teen jou, en hy gebruik jou as sy trading floor. En die volgende ding wat hy doen, hy vertel leuns. Hy verlei en hy mislei. Mense, boonbehalwe wat ek nou vir jou genoem het, in terme van die eienskappe van die anti-kris, en daar's baie meer, wil ek vandag vir jou sê, boonbehalwe die oorlog, boonbehalwe die agenda, is daar 'n groter en gevaarliker agenda, beplanning, groter as enige oorlog of enige teenkanting. Jy moet dit vandag weet, en dit kom. Dit het al gebeur, wat ook al gebeur het, sal weer gebeur, daar's niks niets onder die son nie, jy moet dit vandag weet. Die anti-kris se wapen nou, is groter as net sigwaarde.
En baie mense sê die vyand val my aan. Mense het geen idee waarmee hy tans besig is nie. Ons het geen idee wat hy vir ons opdis agter die skerms nie. Ons reageer maar op sigwaarde en dit wat ons beleef en ervaar in terme van ons geloofswandel, ons finansies, ons huwelike, dan sê ons, ja, die vyand val my nou weer aan in my huwelik of in my lewe of op my finansies. Dis baie groter as net dit. Wie wat is die ware gevaar? Skryf dit neer. Dis 'n stadige, subtiele wegdrywe van die waarheid. Ons lees die woord, maar die vyand het hierdie selfde woord gebruik teen meester Yeshua in die wildernis. Ek wil dit weer vir jou sê, 'n stadige, subtiele wegdrywe van die waarheid. Dis 'n stelselmatige oorlog, wapenagenda, beplanning wat die duiwel het, om dit wat vir Elohim belangrik is in terme van sy gebooie en die Torah, om ons daarvan af weg te drywe en dat ons dit éventueel sal verwerp. Nommer 3, om ons geleidelik weg te neem deur dit wat vir ons hemelse Vader, Elohim, Yahweh die Almagtige, belangrik is. En ek kry dit reg. Ek sien dit. Ek kry die oproepe. Dis hoekom ek nie vandag vir jou wil preek nie. Ek wil jou in die oë kyk en ek wil rustig, ek wil kalm met jou praat sodat jy my kan hoor en elke woord dalk kan neerskryf of kan inneem. Hier is die langtermynbeplanning waarmee hy begin het in die boek van Daniël. En dis sy agenda. Daniël hoofstuk 7, vers 25. Lees gesaam met my. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste. En die heiliges van die Allerhoogste sal hy mishandel. Stop gou vir 'n oomblik daar. Weet jy hoeveel mense bel my? Stuur my boodskappe. Frik, vandat ons die pad van waarheid loop, kry ons teenkanting deur ons familie, my ouers, my kinders, my broers, my susters. Ons het geweldige teenkante. Nou sê die woord. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste sal hy mishandel. En hy sal probeer om tye en die wette verander, van die 7de dag na die 1ste dag. En hulle sal in die hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd. So nou sê die woord vir my in hierdie gedeelte, die antichrist sal teen Yahweh die Almagtige praat en hulle wat hom aanbid, die gelowiges, die remnant, die oorblyfsel, hulle wat wandel in die waarheid, hulle sal vervolg word, hulle sal beledig word, hulle gaan benadeel word. Dan sê die woord verder, dan sal hy mense vervolg wat wandel in gehoorsaamheid. Mense, die oomblik wanneer jy in gehoorsaamheid kom met betrekking tot hierdie woord, en veral in die Torah, veral, word jy geetiketeer. Dan word jy uitgemaak as Joods. Jy word uitgemaak as 'n sekte. Die oomblik as jy sê, ek wil gehoorsaam wees, Abba, ek meld aan vir gehoorsaamheid, kom dit teen jou. Jy gaan vervolg word terwille van gehoorsaamheid. Die antichrist sal die bruid uitmaak as 'n sekte. Die wêreld gaan hierdie situasie gebruik en hulle gaan die remnant, die oorblyfsel, die skuld gee, dat die wêreld is waar hy is. Hulle gaan hierdie hele situasie omdraai, presies wat nou gebeur. Dit wat verkeerd was in jare terug, is vandag reg. Dit wat reg was oor al hierdie jare, is nou verkeerd in die oë van die mense. Dis hoe die verdraaiing plaasvind. Is dit die agenda van die duiwel, van die antichrist? Absoluut. Die antichrist sal die bruid uitmaak as 'n sekte. Hy sal tye en geleenthede verander. Met ander woorde, hy sal die heilige tye, die Moedim, die afsprake wat ons hemelse Vader met ons het, in terme van Pesach, ongesuurde brood, opstanding, uitstort van die Heilige Gees, die blaas van die trompette, versoensdag en die loofhuttefees, sal hy verander na Nuwejaarsdag, na Valentine, so kan ek aangaan. Na Vadersdag, na Moedersdag, na Easter, na Halloween en na Kersfees. Met ander woorde, hierdie heilige afsprake van ons hemelse Vader word dus vervang met wêreldse afsprake. En wat doen ons? Ons neem dit in ons kerke in ons gemeentes in en ons verchristelik dit. Hy sal die wet en die Torah verander. As jy vandag met iemand praat oor die Torah, dan is dit 'n vloekwoord. As jy vandag met iemand praat oor die wet, gaan hulle vinnig vir jou sê, hoor, jy moenie met my praat nie. Kan ek vandag vir jou sê,
Dis 'n direkte, dis 'n aggressiewe agenda teen die Torah, teen Elohim se profetiese kalender in terme van sy afsprake, of die feeste soos opgeteken in Levitikus 23, en nommer 3, teen sy gebooie en sy verordeninge. Mense, dis die plan. Kan ek vandag vir jou sê, en ek wil dit weer beklemtoon. Niks in hierdie wêreld is net nie. Dit wat nou gebeur, en dit wat gaan gebeur in terme van die Antichrist, het reeds gebeur. Ons het dit gesien in die tydperk van Nero, toe Nero in beheer was oor hierdie wêreld, en wat het hy gedoen met die gelowiges? Wat het hy gedoen in terme van Vader se woord, en die Torah, en die besnydenis, en die wette, en die Shabbat? Wat het hy gedoen? Hy het dit ongeldig verklaar. En wanneer jy dit sou gedoen het, en jy kom in teenkanting met sy dekreet wat hy uitgevaardig het, word jy doodgemaak. In die tydperk van Nero. Nero was bestempel gewees as 'n tipologie van die Antichrist. Maar voor Nero was daar 'n man gewees met die naam van Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes. En hy het bestaan 175 jaar voor Meester Yeshua. En jy kan dit gelees in die apokryfe boeke onder die afdeling Makkabees. 1 Makkabees 45 tot 46. Ek het dit net opgesom vir jou gerief. Hoor gou wat het hier gebeur. En as ek dit vir jou lees vandag, dan gaan toets jy dit aan die hand wat vandag gebeur. Gaan kyk self. Nommer 1. Hy het offers in die tempel van Jahwe die Almagtige verbied. Nommer 2. Die afstelling van Shabbat en die heilige afsprake. Hy het dit totaal afgestel. Heidense feeste en altare is in die tempel ingebring. Presies wat ek nou vir jou gesê het. Hierdie wêrelds, duiwelse, sataniese, demoniese feeste bring ons in ons gemeentes in, bring ons in die tempels in. Hulle moes varkvleis of onrein diere se vleis gebruik vir offers tot afgode. Heidense afgoderry moes opgerig word, aan woorde beelde. Heidense afgoderry moes opgerig word en dit moes aanbid word. As jy vandag in baie families, en ek eer Abba vir mense wat uit die hoofstroom uitkom, mense wat uit die wêreldgodsdienst uitkom, wat vir my sê, ons het besef hoe belangrik is Vader se afsprake, ons het besef waarmee ons besig is, en die oomblik as jy met iemand praat wat nog nie tot hierdie inligting gekom het oor Kersfees nie, gaan hulle vir jou netlus, hulle gaan jou beveg, hulle gaan vir jou stry. Hy het weggedoen met die besnydenis, met betrekking tot die verbond op die 8ste dag, dis wanneer dit moet plaasgevind het. Hy wou toelaat, hoor mooi, hy wou toelaat by wyse van sy agenda, dat die volk die wet sal vergeet, en hulle rug sal draai, op dit wat belangrik is vir Elohim. En wie teen die koning opgetree het, en hom nie gehoorsaam was nie, is sy muur doodgemaak. Hierdie koning Antiochus Epiphanes, hy het geleenthede verander, al 175 jaar voor die Messias. Dit was 'n geestelike oorlog, mense, teen die verbond. 'n Oorlog teen die verbond. En dit wat belangrik was vir Elohim, moes mee weggedoen word. Presies wat vandag gebeur. Nou vra ek vandag die vraag, waar is ons dan vandag? Is hierdie skaduwee wat 175 jaar voor die Messias plaasgevind het, nie weer besig om uit te klim nie? Absoluut. Mense, ons is die laaste 1700 jaar as ek en jy in misleiding en verleiding, want 321 jaar na Meester Yeshua se opstanding, het Konstantyn in bewind gekom, en hy het presies dieselfde gedoen. En dis hoekom daai wette is diep geembedded in ons kerkstelsel se wortelstelsel. Dis hoekom die vruggie vrot is. As die worteltjie vrot is die vruggie vrot. As ons kerkstelsel in Suid-Afrika gefundeer is op vrymesalary en die wortel is vrot, moet jy weet die vrug is ook vrot. Dis presies wat vandag gebeur. So in die gees, ek wil dit herhaal, in die gees is dit weer besig om te herleef en om weer prominent na vore te kom. Hoekom praat ek van die gees? Want die oomblik as jy gaan kyk, wat is die beplanning en wat is die agenda van die Antichrist? Dan moet jy verstaan, daar's 'n gees daar agter. So blaai gou saam met my na die boek van 1 Johannes, hoofstuk 4 vers 3. Mense, ek gaan baie weinig
uit die Ou Testament uitlees. Baie weinig, want baie mense sê, my hoorie Frik, jy is so verknog aan die Ou Testament. Goed, ek bring hierdie boodskap vir jou vandag vanuit die Nuwe Testament, wat terugverwys na die Ou Testament, en julle weet presies hoe voel ek oor Ou Testament en Nuwe Testament. 1 Johannes hoofstuk 4 vers 3, het julle hom? As jy mee dan sê jy halleluja. 1 Johannes 4 vers 3, en elke gees wat nie bely dat Yeshua Messia die gesalfde in die vlees gekom het nie, is nie uit Elohim nie. So as jy hom nie erken nie, as jy sy karakter, sy autoriteit en sy boodskap nie erken nie, hoor mooi, is nie uit Elohim nie, hoor nou mooi, en dit is die gees van die Antichrist, waarvan julle gehoor het, dat hy kom, en hy is nou al in hierdie wêreld. Dis die beplanning. Hulle wil, en ek gaan dit nou, hier's twee kampe. Hier's die genadekamp, wat uiteraard die Torah en die wet heeltemal ongeldig verklaar. Dit bestaan nie meer, dit is nou net genade. Ons kan nou maak en doen net wat ons wil, want genade gaan my deurdra. En dan kry ons die Torah ouens. En waarvan die Torah ouens ook oorgegaan het na die uiterlike aanbidding. Soos die besnydenis word aanbid, die tsitsie word aanbid, die hare word aanbid, die baard word aanbid, die uiterlike word aanbid. Met ander woorde, wat ontbreek in terme van genade, en in hierdie ouens is 'n hartsbesnydenis. En dis presies wat meester Yeshua van praat. As jy nie 'n hartsbesnydenis het nie, bly jou hart verhard. En ek en jy moet ons hardnekkigheid stop. Ek praat vandag met jou, ek preek nie vir jou nie. Ons almal het gehoor van die Antichrist wat kom. En die woord sê hy is nou reeds in hierdie wêreld. So wat beteken dit? So, en elke gees wat nie bely dat Yeshua Messia die gesalfde is nie. Nommer 1, bevraagteken sy autoriteit en bevraagteken sy karakter. Mense, daar's boodskappe in Suid-Afrika, daar's boodskappe oor hierdie wêreld wat uitgaan om te sê dat Yeshua Messia die gesalfde is nie aanbiddingswaardig nie. Dis die gees van die Antichrist. As jy sy doel, sy karakter en sy autoriteit en sy boodskap bevraagteken, dan moet jy weet, dis die gees van die Antichrist. Kom ek lees van weer vir jou. En elke gees wat nie bely dat Yeshua Messia die gesalfde in die vlees gekom het nie, is nie uit Elohim nie. En dit is die gees van die Antichrist, waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou alreeds in hierdie wêreld. Met ander woorde, om te verwerp wie hy regtig is. Die lewende woord, ek wil dit weer herhaal, die lewende woord het vlees geword. So wie is die woord? Wie is die woord? Dis Yeshua, die gesalfde, die Messias. In die begin was die woord, en die woord was by Elohim, en die woord was Elohim. Hoor mooi, was by hom, en dit was Elohim. En alle dinge het deur hom ontstaan. Deur wie? Deur die woord. So die woord het lewend geword. So by die skepping, by die Bereshit, wie die woord lewend gemaak. As jy na die piktografie gaan kyk in die Bereshit, in die begin, is meester Yeshua prominent teenwoordig. So met ander woorde, die verwerp van sy gebooie, wat hy ons geleer het. So wat was die boodskap van meester Yeshua? Hy het ons kom leer, wat is die gebooie van Yahweh die Almagtige? Hy het ons dit kom leer. So as jy dit verwerp, maar verwerp jy eintlik sy boodskap. As jy sy boodskap verwerp, verwerp jy sy missie. As jy sy missie verwerp, verwerp jy sy karakter. So wie doen dit? Wie kom teen die woord? Die gees van die Antichrist. Kom ek bevestig dit. 1 Johannes 2 vers 3 tot 6. 1 Johannes 2 vers 3 tot 6. En hieraan weet ons dat ons hom ken. Stop geraaf, kyk gou vir my asseblief. Ken jy hom? Ek bly jy so 'n bietjie stil. Ek gaan jou weer vra. Ken jy hom? Hoekom ek die vraag vra? As jy hom ken, dan is jy eintlik 'n getuie. So wat doen 'n getuie? 'n Getuie moet in die hofbank gaan staan om 'n getuie te lewer oor wat hy of sy gesien, beleef en ervaar het. So daai is 'n goeie getuie. En daai getuie kan dan spreek
oor wat gebeur het in 'n spesifieke, so dis 'n getuie. So, as ek en jy dan 'n getuie is van Yeshua Messia die gesalfde, ons sien hom in sy woord, ons ervaar hom, ons beleef hom, dan kan ons oor hom getuig. Dit beteken ons ken hom. En hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Jy kan nie 'n getuie wees van Yeshua Messia die gesalfde as jy nie sy gebooie bewaar nie. Hoor my duidelik. So wat is die beplanning van die vyand? Om jou weg te neem van sy gebooie, om jou weg te neem van sy Torah, om jou weg te neem vir dit wat vir hom belangrik is. So, en hieraan weet ons dat ons hom ken, getuie, ek staan in die bank in die hof en ek getuig oor hom, as ons sy gebooie bewaar. So as jy nie sy gebooie bewaar nie, wat sy getuienis is jy? Gaan jou getuienis nie water dra nie. Vers 4, hy wat sê, ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, so 'n persoon is 'n leienaar, en in hom, of in haar, is die waarheid nie. Vers 5, maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van Elohim waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Met ander woorde, as jy dit gaan ondersoek in konteks, dan beteken dit as jy sê jy ken hom en jy bewaar sy woord, dan beteken die woordjie bewaar, met ander woorde om hom te verdedig, om 'n getuie te wees. Hoe kan ek 'n getuie wees? Om te wandel in sy weë, om te wandel in sy gebooie. As ek nie daarin wandel nie, is ek 'n leienaar. En die waarheid is nie in my nie. So wat 'n getuie is ek? As ek nie 'n getuie, dit werk nie. Vers 6. Hoor nou mooi. Hy wat sê dat hy in hom bly, o nee, ek bly in hom en hy bly in my. As hy wat sê in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy, Yeshua Messia die gesalfde, gewandel het. Hoe het hy gewandel? Hy het gewandel in die Torah. Hy was die lopende, lewende Torah wat die gebooie insluit en wat Shabbat insluit. So as jy dan sê jy ken hom en jy's 'n waaragtige getuie want jy het beleef, ervaar, gesien en jy het ervaar. So as jy al daai eienskappe het en jy sê jy ken hom, dan behoort jy ook te wandel soos wat hy gewandel het. Hy het die Torah eerbiedig, hy het Shabbat eerbiedig, hy het dit gedoen wat reg was in die oë van Jahwe die Almagtige. So ek en jy dit wil hê, dan moet ons so wandel. So hierdie is 'n getuienis, dis 'n witness. En as jy 'n getuienis, dan beteken dit, jy ken hom. Jy sal sy gebooie bewaar, want jy moet oor hom getuig. Met ander woorde, om dan te wandel soos wat hy gewandel het. Mense, ek hoop dit goed maak vir jou sin. So dit beteken, met gehoorsaamheid, om aan te meld vir gehoorsaamheid, om te wandel in die Torah. Wat beteken Torah? Wat beteken dit? Dit beteken instruksies. Die mees belangrikste boek wat jy kan lees in jou totale woord, is die boek van Levitikus. Want dit gaan oor instruksies. Wat ek mag eet, wat ek nie mag eet nie. Wat is rein, wat is onrein. Wat is waardig, wat is onwaardig. Wat is reg, wat is verkeerd. Hier wat is wysheid. Wysheid is om juist te kan onderskei wat is reg en wat is verkeerd. Tussen lig en duisternis. Dis ook wysheid. So wie dan bely om te sê, maar ek ken hom, maar nie sy gebooie eerbiedig en nakom nie. So iemand is 'n leienaar en die waarheid is nie in hom of in haar nie. En dan te sê, ek ken hom, dan moet jy ook wandel soos wat hy gewandel het, om hom te verwerp, om die gebooie te verwerp, en sy verordeninge, en sy instruksies te verwerp, want ek wil nie wandel soos wat hy wandel nie, so 'n persoon is 'n leienaar. 1 Johannes 4 vers 3, so 'n persoon is dan gevul met die gees van die antichris. Dis wat die woord my leer. Ek sê weer, ek is nie hier om enige persoon enigstens te diskrediteer van watter aard ook al nie. Ek praat met jou soos wat die woord hier staan. Mense, dis die agenda van die bose mag, dis die agenda van die antichris. 1 Johannes hoofstuk 2, vers 22 tot 23. Wie is die leienaar?
Ons het nou gesien, wie is die leenaar? Wat openbaar die leenaar? Hy wat sê dat hy in hom bly, maar hy bewaar nie sy gebooie of hy wandel nie in sy gebooie nie, so 'n persoon is 'n leenaar en die waarheid is nie in so 'n persoon nie. Nou kom 1 Johannes hoofstuk 2 vers 22 en 23 en hy vra, maar wie is die leenaar? Wie is die leenaar? Behalwe hy wat ontken dat Yeshua Messia die gesalfde is. Met ander woorde, wanneer jy hom net etiketeer as 'n profeet of 'n broeder gelykstaande aan my, hy is nie aanbiddingswaardig nie. Dis die leenaar. Heiliglik nou, terwyl ek met jou praat, is die engele besig om voor sy aangesig te buig. Hoekom hom? Want hy is die weg, die waarheid uit die lewe. Hy is geopenbaar om die boeke en die seels te breek, om daarin te kyk. Hulle buig vir hom, hulle roep uit, heilig, heilig, heilig is hy. Wat was hy, wat is en wat weer sal kom. Kadosh, kadosh, kadosh. So wie is die leenaar? Behalwe hy, hier kom die identifikasie, wat ontken dat Yeshua Messia die gesalfde is. Dit is die antichrist wat die Vader en die Seun loon. Elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. Wat is die beplanning van die antichrist? Wat is die agenda van die antichrist? Juis dit. En as jy Yeshua, die gesalfde, verwerp, as jy hom verwerp, dan verwerp jy die enigste weg. Die enigste weg. Jy verwerp sy autoriteit. Jy verwerp sy boodskap. Yeshua is die deur. Hy is die 4de letter in die Hebreëse alfabet, Dalet. En ek sê dit weer, hy is die weg, die waarheid, hy is die lewe. Nou wil ek met jou praat oor Yeshua Messia die gesalfde. Want onthou net, as hy die weg en die waarheid in die lewe is, wat is die plan van die vyand? Wat is die agenda van die antichrist om ons weg te neem van hom af? Want hy is die deur na die Vader. En as ons hom mis, dan mis ons eintlik die weg. En ek wil dit vandag met jou deel, hoor gou hierso, dat Yeshua Messia het die Torah getrou verkondig en uitgeleef. As hy dit gedoen het, en ek en jy is 'n studentvolger van hom, dan ek en jy wandel soos wat hy gewandel het. As ons nie so wandel soos wat hy gewandel het nie, en ons verwerp dit, agter wie loop ons dan aan? Wie volg ons? Tot wie aanbid ons dan? So hy is die getroue en hy is die waaragtige Messias. Mense is enige iemand. En ek is weer hier om te kwalifiseer. Ek is nie hier om enige mens, enige gemeente, enige denominasie in die grond in te trap nie. Dis nie my doel nie. Ek wil jy moet net sien met jou eie oë en beleef en ervaar wat is die agenda van die antichrist. En wat is die uitlatings wat mense maak, sodat wanneer jy dit hoor en wanneer jy dit sien, dat jy dit sal identifiseer en onmiddellik elimineer in die naam van Meester Yeshua. So as iemand enigstens 'n uitlating maak om te sê dat Yeshua Messia die gesalfde het die wet en die verordeninge en die instelling van die Shabbat ongeldig gemaak, dan is dit 'n wanvoorstelling van sy boodskap. Met ander woorde, so 'n persoon wat dan sulke uitlatings maak, bestempel eintlik dan Yeshua Messia die gesalfde as 'n valse profeet. En jy kan dit gaan oplees in die boek van Deuteronomium hoofstuk 13. So mense dan per definisie, as iemand so 'n uitlating maak, dat Yeshua dit onklaar gemaak, hy die wet gekanseleer, Shabbat is gekanseleer. As iemand daai uitlating maak, dan beteken dit eintlik, jy verklaar dat hy is 'n valse profeet. Dis wat Johannes vir ons deurgee in die skrifte. Sulke mense, of sulkes, bestempel hom dan as 'n wettelose. Met ander woorde, ons sê dan by implikasie, maar Yeshua, Messia die gesalfde, is eintlik dan 'n wettelose. Hy is iemand wat die gebooie verwerp, en hy tree op teen die Torah. Wat is die agenda van die duiwel, van die antichrist? Juis dit. So om Yeshua Messia en sy boodskap te verwerp, hoor baie mooi, om Yeshua Messia die gesalfde, as jy sy boodskap, sy karakter, sy autoriteit verwerp, dan verwerp jy by implikasie ook die Vader. So mense as verwerp word, dat Meester Yeshua het nie in die vlees gekom nie. Hy is nie aanbiddingswaardig nie. En die woord is baie duidelik, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Ek bedoel mense, Jesaja 7 vers 14 kom bevestig dit, hy is Immanuel Elohim met ons. Jesaja 9 vers 5, hy is sterke God, hy is ewige Vader,
hy's vredevors. En wanneer ons dit ontken, en ons gee hom nie sy krediet in terme van sy posisie en sy karakter en sy autoriteit en sy boodskap nie, is dit die gees van die anti-kris. Hoor gou wat sê Paulus. Hoor gou wat sê Paulus rondom dit. Blaai gesaam met my na die boek van 2 Tessalonisense, hoofstuk 2, vers 3. Laat niemand julle op enige manier mislei nie. Want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Na wie word hier verwys? Na die anti-kris. Na Hasatan, dit word hier verwys. So kom ons kyk gou wat hier gesê word. Die mens van sonde word geopenbaar. Wie is dit? Wat is sonde? Wat is die definisie van sonde? Sonde se definisie is wetteloosheid. As jy wetteloos optree, is dit sonde. Dis die definisie van sonde. Moenie op enige ander manier verlei word nie. Hoe gaan verleiding inkom? Mense gaan die genade boodskap in jou keel wil afdruk en sê, maar dis die boodskap. En die Torah, en die wet, en die gebooie, en die Shabbatte, en die feeste. Dis Joods. Ok, dis Hebreërs, of dis Judeërs, want dis nie vir ons geskryf het, dis net vir hulle geskryf. Dis wat die vyand doen, en hy kry dit reg deur dit, om sy boodskap kragteloos te maak, en hy kom teen die boodskap van verlossing, en hy kom teen die boodskap van gehoorsaamheid. Dis wat vandag gebeur. So moenie op enige manier verlei word nie. Dis wat Paulus vir ons kom sê, in die boek van 2 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 3, want die afval moet eers kom. So wat is die afval? Dis die agenda van die anti-kris. Dis 'n langtermynbeplanning. Dit vind plaas met leuns en verleiding en misleiding. En die mens van sonde word bestempel as wetteloos. Bly gesaam met my na 2 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 9 tot 10. En ek lees hierdie gedeelte in die Scripture Bible. Vers 9. The coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power and signs and wonders of falsehood, and with all deceit of unrighteousness in those perishing because they did not receive the love of the truth in order to be saved. Hoor gee hierdie verskriklike stelling. And with all deceit of unrighteousness in those perishing, hulle gaan verlore, because they did not receive the love of the truth in order to be saved. They did not receive the love of the truth, die liefde vir die waarheid, om gered te word nie. So wat bring die liefde vir die waarheid? Redding. Dis die waarheid. Yeshua Messia die gesalfde. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. As jy hom verwerp, en jy kom teen sy boodskap, jy kom teen sy autoriteit, en teen sy karakter, dan uiteraard is dit die gees van die anti-kris. Ander vertalings ten opsigte van 2 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 9 tot 10 sê die volgende. Hy sê, wicked deception and refuse to love the truth. Afrikaans, verleiding van ongeregtigheid. Die liefde tot die waarheid het hulle nie aangeneem om gered te word nie. Die liefde tot die waarheid het hulle nie aangeneem om gered te word nie. So wat red jou wanneer jy die woord lees? Die waarheid. So hoekom word mense verlei? Wat is die rede dat mense verlei word? Mense het nie die waarheid lief nie. Hulle wandel in die leuen. So die plan en die agenda van die duiwel het inderdaad gemanifesteer in baie mense se lewens. Want hulle het nie meer die waarheid lief nie. Ons wandel in genade en genade en genade en eintlik maak ons by implikasie die genade goedkoop. So wat is die waarheid? Hy sê die woord baie duidelik, hy sê jy word maklik verlei omdat jy die waarheid nie aangeneem het nie. So wat is die waarheid? Waar lees ek van die waarheid? Mense, die hele woord is die waarheid. Maar kom ek lig dit vir u uit. Psalm 119 vers 142. Hy sê u geregtigheid is geregtigheid tot in ewigheid en u wet is waarheid. Dit beteken dat u wet is ook in ewigheid. En jy kan dit gaan oplees in Matteus hoofstuk 5. Psalm 119 vers 151. U o Jahwe die Almagtige is naby en al u gebooie is waarheid. 2 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 11 en 12. Hier is die resultaat. Hierdie is scary. Hier is die resultaat.
En daarom sal Elohim hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo. Ek kry nou die dag kry ek 'n oproep van iemand wat vir my sê, hoe kry ek dit reg om hierdie mense te oortuig? Ons sukkel nou al letterlik maande. Ek sê, weet jy wat, jy kan vir hulle bid. Maar ek bedoel dit nie lelik nie. Regtig, bid vir hulle. Roep hulle by die naam. Roep Vader se aangesig oor hulle. Want die rede dat hulle nie wil verander nie, 2 redes. Nommer 1. 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 4. Dat die God van hierdie wêreld, stop 'n bietjie daar. Die God van hierdie wêreld het sluiers oor hulle oë getrek, dat wanneer hulle die woord lees, dat hulle die ware evangelie nie raak sien nie. En hulle sien ook nie die beeld van Yeshua Messia, die gesalfde, raak nie. So hulle kan lees en lees en lees en lees en hulle kom nie tot die waarheid nie. Dis die een rede. Die tweede rede is hierdie ene. En daarom sal Elohim hulle die krag van die dwaling stuur, so omdat hulle so aangehou het en hulle verset het teen die woord van Skepper God, om terug te keer na sy gebooie, omdat hulle verset het die lewende God die krag van die dwaling in hulle ingestuur, om die leuen te glo. Jy kan niks doen nie. Jy kan niks vir hulle doen nie. Vers 12. Sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie. Mense, hierdie is skrikwekkend. So as jy aanhou met jou leuns en jy wil nie tot die waarheid kom nie, stuur ons Hemelse Vader Elohim die krag van die leuen. Hy het dit in Farao ingestuur. Hy het dit in Nebukadneser ingestuur. Mense het dit ingestuur in Salomo, man. Die krag van die dwaling om die leuen te glo. En nou vers 12, hulle gaan ook geoordeel word. Vir hulle wat die waarheid verwerp het en nie daar geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Hier is hartseer. En dis die beplanning van die vyand, en dis die agenda. Verwerp die waarheid. Verwerp die waarheid. Wat kom in? Misleiding. Hoekom word mense mislei? Want mense het nie die waarheid lief nie. Hoekom word mense verlei? Want hulle staan nie vir die waarheid nie. Hulle wil in die leuen lewe. Hulle wil vashou in hierdie afgoderry. Hulle wil vashou in kerklike en godsdiensttradisies en hulle wil nie uitkom in die waarheid nie. Ek sê weer, ek diskrediteer niemand in hierdie boodskap nie. Hier is 'n boodskap wat ek in jou wil gee, sodat my hande wat van bloed is, oor kan gaan na jou hande en dan moet jy die verantwoordelikheid neem om te sê, maar waar staan ek? Waar staan ek? Is ek hier? Is ek hierdie kant of hierdie kant? Nee, ek wil 'n draadsitter wees. Want as jy 'n draadsitter is, dan is jy lou. Dan is jy lou. En as jy lou is, gaan Jahwe, die Almagtige, Yeshua, die Messias, jou uit sy mond uitspieg. Want dit is walglikheid. Jy moet besluit. Jy's of hier of daar. Lig kan nie gemeenskap hou met duisternis nie. Verwerp die waarheid en die resultaat is, lei tot misleiding. Verwerp die waarheid, kom groot misleiding in, en dit is die agenda van die Antichrist. Dis die agenda van Satan. So mense hoor my baie mooi. Wetteloosheid en ongeregtigheid is die plan van eindtyd agenda van die Antichrist. En dit veroorsaak rebellie teen Elohim se instruksies. Dit veroorsaak rebellie teen die Torah. Wat beteken Torah? Dit beteken instruksies van wie? Instruksies van ons Hemelse Vader, hoe om te leef op hierdie aarde. Die Torah leer my hoe om Vader te aanbid. Wat is volgens hom aanneemlik? Wat is vir hom wegwerplik? Wat is rein? Wat is heilig? Wat is onheilig? Hoe ek moet funksioneer in my gesinsverband? Hoe ek my besigheid moet bestuur? Hoe ek my huwelik moet hanteer? Alles in die Torah. Hoe ek my medemense moet hanteer? Hoe moet ek Vader aanbid in gees en in waarheid? Alles is in die Torah. So wanneer ek teen dit kom, kom ek in rebellie teen Elohim se instruksies en die Torah. En as ek dit doen, dan wandel ek presies in die agenda van die Antichrist. Mense, hoor my asseblief. Ek en jy moet kennis neem van die beplanning van die Antichrist. Ons moet kennis neem van die agenda van die Antichrist. Want so maklik, en ek het dit al beleef en ek het ervaar, inteendeel verlede week, mense wat pragtig
gewandel het in die waarheid, het net eenvoudig teruggegaan te sê, dit werk nie vir my nie. Dit werk nie vir my nie. Ons het na 'n boodskap geluister, ons het na iemand geluister, en hierdie goed wat jy nou verkondig, ek staan nie vir dit nie. Ek staan nie vir dit nie. Mense, hoor my asseblief. Sonder geloof het ons nie vrug in ons lewens nie. Wat bring geloof? Die woord. Die lees van die woord. Wat moet ek lees in die woord? Die waarheid van die woord. Waar kry ek die waarheid van die woord? Ek kry dit in die Torah. Die Torah is die fondasie boustene van die totale woord. Dan as ek die Torah verstaan, dan lees ek die ander geskriftes in die Bybel, die Ou Testament, die profete, dan gaan ek oor na die evangelies, dan gaan ek na Paulus en dan gaan ek na die boek Openbaring toe. Ek het nou nie alles genoem nie, maar jy verstaan in die konteks wat ek het vir jou wil sê. En dan begin jy die woord verstaan. Dan begin jy agterkom, wat is die waarheid? Mense, as jy die Torah verstaan, as ek hierdie gedeelte verstaan, as ek daai gedeelte verstaan, en ek lees die laaste gedeelte, en ek sien hier het misleiding ingekom, dan kan ek dit onmiddellik identifiseer, omdat ek verstaan, hoe werk die Torah? Ek verstaan het onmiddellik. So mense, hoor my asseblief vandag. Identifiseer hierdie goed, gaan kyk hoe lyk jou lewe, gaan speel jou eie lewe aan die hand van die woord. Gaan hoor hoe jy praat, gaan hoor hoe mense met jou praat, gaan hoor hoe mense jou etiketeer, gaan luister na die vervolging, gaan luister na die vals beskuldigings, gaan toets hierdie goed aan die hand van hierdie woord, en gaan toets 'n ware profeet en 'n valse profeet aan die hand van Deuteronomium hoofstuk 13. Asseblief. Mense, ek gaan volgende week aan. Volgende week praat ek met jou oor gehou. Ek praat met jou oor genade. En wat 'n rol speel genade in terme van die Torah in my en jou lewe? Ek praat met jou oor die verduideliking van Paulus, wat van toepassing is op my en jou lewe in terme van Romeine hoofstuk 3. Romeine hoofstuk 3 het al geweldige oorlog uitgelok. Ek gaan weer met jou hanteer Matteus hoofstuk 5. Dat jy kan duidelik sien, dit wat ek vandag met jou gedeel het, word 'n realiteit volgende week. Ek gaan met jou praat oor Matteus 7. Wat beteken dit wanneer Yeshua gesê het, gaan weg van my? Mense, 'n openbaring wat Abba aan my gegee het. Asseblief, jy mag dit nie mis nie. Ek gaan met jou praat oor die boek van Judas. Ek gaan met jou praat aan die hand van die boek van Hebreërs volgende week. Alles Nuwe Testamenties. En ek praat met jou oor die beplanning wat die Antichrist vir my en vir jou het. En verder meer, die agenda wat hy wil projekteer op my en op jou lewe, om ons te mislei en te verlei en weg te neem van die waarheid. Presies wat Antiochus Epiphanes gedoen het. Presies wat hy gedoen het, doen die Antichrist. Mense, kom ek en jy bid saam. Hemelse Vader, Abba, wat 'n voorreg om vandag die woord by ons te gehad het, en dat ons kon lees vandag, die belangrikheid van die waarheid. As ons sê, ons ken U, dan moet ons ook so leef soos wat U geleef het. As ons sê dat ons weet van U, deur U woord, dan is ons 'n getuie. En ek wil vandag vra, Abba, hoe lyk ons getuienis wat ons uitdra? Is ons mense wat waarheid verkondig en in waarheid leef? Of is ons besig om disfunksionele optrede te regverdig? Is ons besig om sonde en ongeregtigheid te regverdig in ons lewens, want dit veroorsaak 'n ongemak as ons dit nie doen nie? Abba, hoe lyk ons lewens vandag? Waarmee is ons besig? En ek besef vandag, die tyd is besig om uit te loop. En Abba, hier is 'n boodskap wat rondgaan al vir 'n paar jaar in ons samelewing, en dit is die woordjie genade. Uit genade is ons gered. Deur genade het ons vandag die gawe van die ewige lewe. Deur genade kan ons die troon van ons hemelse Vader nader in die naam van Meester Yeshua. Dis genade. Maar Vader, om genade te gebruik om te maak en doen wat ek wil, as 'n dekmantel van losbandigheid, dan is ons verkeerd. Maar ons word deesdae geleer dat ons hoef net U naam op ons lippe te noem, en ons is dan gered. Maar U woord sê, julle eer my met julle lippe, maar julle harte is ver van my af. En ek bid in hierdie môre vir elke persoon wat ingeskakel is, oud of jonk,
dat ons vandag weer tot bekering sal kom. Dat ons sal teshuva, want ons het te maak met 'n agenda van 'n anti-kris. Ons het te maak met die beplanning van die anti-kris en Abba, ons leef in die laaste dae. En ek bid in hierdie môre vir 'n gees van volharding en 'n gees van vasberadenheid om vas te hou en aan te hou tot die einde, want u woord sê, as ons aanhou tot die einde, as ons volhard tot die einde, dan sal ons gered word. Abba, dis vandag my gebed vir elke persoon wat ingeskakel is op hierdie Shabbat. En ek eer U daarvoor in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En Abba, nou wil ek ons volk kom seën op hierdie pragtige 7de dag Shabbat, dat U aangesig asseblief, Vader, oor hulle sal skyn en hulle genadig wees. Abba, dat U aangesig oor hulle verhef sal word en hulle die vrede sal gee wat hierdie wêreld nie sal gee nie. En die woord sê dat as ons volk so seën, dan sal U hulle kom seën. En Abba, dis my gebed dat U vandag ons mense, ons volk sal kom seën met alle hemelse seëninge in die hemele. Dis my gebed en dis my roepe in die naam van Meester Yeshua, ons verlosser en ons saligmaker. En my gees roep uit, halleluja. Mense, baie dankie van my kant, Frik Beideman, Shabbat Shalom.